dan is dit my voorreg om vanmôre dit oorhandig aan Pastor Arnold, dat hy met ons deel wat die Here op sy hart het. Goeiemôre. Dit is 'n voorreg vir my om saam met u te wees môre in Gansbaai. Daar's so 3 klipborde, ek het hulle gevra om dit vir my rond te stuur. Hierdie is net terwyl ek bedien, wil ek vra dat jy vir my daarna sê, okay, dis 'n petisie wat ons besig is internasionaal geopende deure reg oor die wêreld. Ons soek 'n miljoen handtekeninge om te probeer druk uitoefen op die regerings van Afrika. Die mees brutaalste, wreedaardigste vervolging van gelowiges vind in Afrika plaas. En dit neem astronomies toe elke jaar, en ons probeer op 'n manier kry om net druk uit te oefen op die regerings om te sê, beskerm die mense, al is hulle nie van die hele geloof nie, beskerm hulle asseblief. So, as dit by jou kom, teken net asseblief die petisie en gee hom weer vir die ou langs jou. Sal jy dit doen? Baie dankie. As jy op die einde van die bladsy is, sit hom net agter en dit sodat die voorsteen weer kan voorwees, asseblief. Ek sal dit baie waardeer. Dan kan ons begin met die woord. Wie van die Bybel lees? Jy Bybel lees, steek hom net op, wat ons net sien. Deesdae kom jy ons meer met die kerk te met die Bybel nie, want ons het die Bybels op die foon. Ek is nog van die old school, ek glo jy moet 'n Bybel in jou hand ook hê. Is wonderlik, YouVersion is een van die meest amazingste goed in die wêreld. Ek love YouVersion. Maar die woord in papiervorm, dis nog belangrik, sover my aanbetref in elk geval. Markus, die 4de hoofstuk. Ek gaan my bes doen om woord van die Here in die Gees te deponeer in hierdie oggend. Ek vertrou die Here dat jy nie na my sal kyk, my sal raak sien, of enigstens nie, dat jy sal hoor wat die Here deur my in jou gees wil inspreek vanmôre. Kom ons bid net saam. Heilige Gees, ek bid dat jy vanmôre my sal gebruik op die unieke manier, as jy my kan gebruik, Here, dat ek bruikbaar sal wees in die oggend. Ek bid dat jy my Heilige Gees, dat jy my gees sal lei om te doen wat jy wil hê ek moet doen, om te sê wat jy wil hê ek moet sê. Ek bid dat jy woord lewendig sal maak. Ek bid dat jy sal inspreek in die gees van elke een wat vanmôre 'n woord van jy nodig het. Dat jy ons harte sal oopmaak vir dit wat jy wil sê in ons gees. Ek sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Vers 35 van Markus 4, een van die mees bekendste gedeeltes. As jy gereeld in jou lewe in die kerk was, van kindsbeen af, dan het jy ten minste al een preek oor hierdie onderwerp gehoor. Jesus, maak die storm stil. Jy het sekerlik al gehoor. Vanmôre luister jy na my weergawe daarvan. Okay. En toe dit aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Hulle het die skarre verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei. En daar was ook ander skytjies by hom. Hy was reeds in die skei, hy het van die skei af gepreek. Hy was in die skei en net soos hy was, het hulle oorgegaan na die ander kant. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol word, maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Net tot sover. Die Here Jesus was besig om te bedien, en nadat hy bedien het, hy was reeds in die skei, soos ek reeds vir u gesê het hulle begin oorvaar na die ander kant. En dis interessant, ons het almal 'n preek gehoor oor die storm op die see, en ons almal ken storms. Dis deel van ons lewens, en miskien het jy môre kerk toe gekom met 'n storm in jou gemoed. Miskien is jy môre hier omdat jy 'n storm beleef in jou eie persoonlike lewe. Van watter storm dit ook al is, ons almal gaan deur storms. Party storms bring ons oor onsself. Party storms is maar net deel van die lewe. Party storms bring die vyand oor ons.
Maar storms ken ons almal en ek wil vir 'n paar oomblikke vanmôre praat oor storms. Dis interessant dat die Bybel sê toe dit aand geword het. Toe gaan hulle uit op die see en alles lyk altyd erger in die donker. Amen. Dis in die nag wat jy rondrol. Dis in die nag wat jy wakker skrik en dit voel vir jou of jy benoud is, of jy nie asem kan kry nie vanweë die storm waarin jy jouself bevind, die finansiële krisis of die gesondheidsstorm of die verhoudingsstorm of wat dit ook al is. Weet jy waarvan ek praat? Dis in die nag want in die nag lyk alles erger. Ek onthou die gediggie wat ons op skool geleer het. Bang, onthou dit. Alleenig moet ek bed toe gaan. Dis donker in die gang. Ek sal niemand vra om saam te gaan, al sê al reeds, ek is bang. Daar staan hy in die hoekie. Sy arms wil my gryp. Mama, mama, skree ek gou, die donker wil my knyp. Mama vat my aan die hand en lei my deur die gang. Die skelm was my eie jas wat aan die kapstok hang. Onthou jy, dit was toe nooit so erg nie. Jy sien, ek onthou nog die gedigte, ek het opgelet in die klas op skool. Okay, maar dis erger in die nag. En laat ek net eers dit sê. Ek wil hê jy moet dit in jou gees inneem vanmôre. Ons het nie nodig, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak wat 'n storm jy is nie, jy het nie nodig om in die donker te wees nie. Want die woord van die Here sê, Jesaja 9 vers 1 sê Jesaja, hy sê die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. God het vir ons sy lig gegee. Dawid skryf in Psalm 139 vers 12, hy sê vir u is selfs die duisternis nie donker nie. God het vir ons lig gegee. Dawid roep uit in Psalm 18 vers 29. Hy sê die Here my God laat my duisternis opklaar. Die nuwe vertaling sê u gee lig as dit donker word. U laat my lamp helder skyn. U gee lig as dit donker word om my. En ek wil eers sê jy moet dit vanmôre verstaan. As jy die Here het in jou lewe, het jy nie nodig dat die donker jou oorweldig nie. Het jy nie nodig dat alles, jy moet net sê Here, ek sit die lig aan. Johannes skryf in Johannes 1 vers 4. Hy sê in hom was lewe en die lewe was die lig vir die wêreld en die lig skyn in die duisternis en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. God het vir jou lig gegee, my broer. God het vir jou lig gegee, my suster. Maak nie saak wat die storm is nie. Jy kan ten minste sien wat rondom jou aangaan, want God gee lig. Amen. En dis belangrik. Maar hulle bevind hulle self in hierdie storm, nie te min. In die volgende oomblik begin hulle paniekerig raak en hulle sit in die storm en hierdie was nie 'n gewone storm nie. Hier was 'n abnormale storm. Die Amplified sê, die een vertaling sê, it was of hurricane proportions. Die Amplified sê, it was like a whirlwind coming up from underneath the waters. Dit was nie, ek is my gees oortuig, hierdie storm het nie van God afgekom nie. Want as dit van God afgekom het, sou Jesus hom nie bestraf het nie, anders het hy sy eie Vader se handewerk bestraf. Dit was 'n storm wat van die vyand afgekom het. Die storm het hierdie vyand, jy sien die vyand stuur storms, die woord van die Here sê in Johannes 10 vers 10, hy sê die dief het gekom om te slag en om te steel en om te verwoes. En die duiwel is daarop uit om te slag en om te steel. En ek wil jy moet dit vanmôre weet, die duiwel val op jou aan, die duiwel stuur storms op jou lewe, want hy wil van jou steel, hy wil jou slag, hy wil jou lewe verwoes, hy wil seker maak dat jy hy wil jou gesondheid steel. Hy wil jou oorwinning steel. Hy wil jou blydskap steel, maar meer as alles, hy wil jou geloof in God steel. Hy wil jy moet sê, ek glo nie meer in God nie, want God bring al die goed oor my. Dis waarom hy storms partykeer oor jou pad stuur, sodat hy jou geloof in God kan steel. Die duiwel kom om te verwoes baie keer en daarom stuur hy storms in jou lewe en miskien sit jy môre in hierdie kerk en jy sê dis 'n woord van die Here vir my want jy bevind jouself in 'n storm, watter storm dit ook al mag wees. Die duiwel kom en hy verwoes. Hy wil jou huwelik verwoes. Miskien sit jy in die grootste storm in jou lewe. Ek was al daar in my lewe, in 'n enorme storm op 'n stadium in my lewe. So jare gelede waar ek God vasgegryp het en ek het in hierdie storm myself bevind in 'n huwelik. En ek het gesê, Here, red asseblief my huwelik. En die duiwel stuur storms, want hy wil jou verwoes. Miskien is dit 'n verhouding
verhouding met jou kind. Miskien is dit iemand in jou familie, 'n geliefde wat in dwelm vasgevang is en hy kan nie loskom nie, of jy sit vanmôre en jy is vasgevang en jy sit in hierdie storm en jy roep uit na God en jy sê, Here, ek het U nodig. U weet wat die storm is wat jy jouself in bevind. Miskien is dit 'n finansiële storm en jy weet ek moet hier uitkom. Maar die duiwel probeer jou verwoes. Hy wil veral jou vertroue in God verwoes, sodat jy nie meer verder vertrou het nie. Daarom stuur hy storms op jou lewe. En hierdie mense sit hulle self in die skei en hulle is in die storm, en terwyl hulle op die see uitvaar, skielik begin die skei vol word, soos die storm erger word en erger word. Jy sien, hy bou op oor tyd. Partykeer is diere storm 'n dag, partykeer diere storm weke in jou persoonlike lewe. Partykeer voel dit of jou skei voller word en voller word en voller word, en dit voel of jy nie uitkoms het nie, jy weet nie waar om te gaan nie. Jy roep, en dan roep jy uit na God en jy sê, Here, help asseblief. En die Bybel sê die Here Jesus was aan die slaap op die agterkant van die skei. Nou ek dank die Here, ons God. Dawid skryf in Psalm 121, hy sê, ek sla my oë op na die berge, ek ken al hy Psalm uit jou kop uit, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, sê dit saam met my, wat die hemel en aarde gemaak het. My bewaarder sal nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer nie, en hy slaap nie. Ek wil hê jy moet dit weet vanmôre. Dank die Here, toe Jesus op die aarde was, het hy moeg geword. Want hy was net hy was menslik. Hy was in menslike vorm, maar ons God sluimer nie. Weet jy dit nie? Skryf Jesaja 40, weet jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here. Hy word nie moeg of mat nie. Hy is altyd daar. Ek wil jy moet môre weet, God is in beheer. God is nie moeg nie. God lê nie in slaap nie. God kan in enige oomblik in jou lewe ingryp en hy kan die storm stil maak. En ek vertrou die Here, God gaan môre storm in jou lewe stil maak. Ek weet nie wat 'n storm jy self in bevind nie, maar ek wil vir jou goeie nuus gee vanmôre. Hy is nog steeds die meester van die storm. Hy is nog steeds in beheer. Die golwe en die winde ken nog steeds sy naam as hy 'n woord spreek. En ek wil vanmôre 'n woord spreek oor jou lewe. En ek wil sê, wees stil. God gaan die storm vanmôre stil maak in manne en vrouens se lewens in hierdie kerk. Ek vertrou die Here daarvoor. Maar Jesus lê in slaap in die agterkant van die stryd. Luister, God slaap nie in jou lewe nie, maar luister vir my kind van God. Partykeer leef ons lewe. Jesus is deel van my lewe. Jesus is in my lewensbootjie. Ek het Jesus aangeneem as my koning in my lewe. Ek luister gister na ou en hy sê dit, en dis baie belangrik. Hy sê die kerk leer die mense al hoe meer en ons sê die belangrikste ding in die woord is Jesus is die saligmaker. Hy het jou sonde, maar dis nie heeltemal die waarheid nie. Die belangrikste ding in hierdie woord is Jesus is die koning. Jesus is die Here. Jy's veronderstel. Jesus is nie net jou saligmaker. Hy's nie die een wat jou sondes wegvat nie. Jesus is veronderstel om die een te wees wat die koning is van jou lewe, wat in beheer is van jou lewe. As jy Jesus aanneem, dan is jy veronderstel. Maar baie van ons lewe ons lewens en ons is in beheer van ons lewens. Ons is so in beheer van ons lewens. En ek praat vanmôre met mense in hierdie plek. Ons is so in beheer van ons lewens. Jesus het my siel gered, het my sondes weggewas, maar ek is in beheer. Ek neem die besluite. Ek ken nie die Here in enige van my. Dis net so goed. Hy lê in slaap agter op die skei. Net so, want hy's nie deel van my besluitneming nie. Ek roep hom nie aan wanneer ek hom nodig het nie. Ek vra nie vir hom, Here, gee my leiding nie. En die volgende oomblik dan kom maar 'n storm in my lewe wat ek baie keer self gebring het. Omdat ek die verkeerde besluite geneem het. Die woord van die Here sê in Psalm 37 vers 5. Hy sê: laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. But then you have to know him, then you have to ask him, then you have to ask him for guidance. Sê, Here, watter pad is die een wat ek moet vat? Here, watter besluit is die een wat ek moet neem? Jesus wil nie net jou saligmaker wees nie, hy wil die Here wees van jou lewe. Listen, Jesus is either Lord of all or he's not Lord at all. You need to understand that.
Dis baie belangrik. Maar Jesus wil vanmôre dit. Miskien het jy baie verkeerde besluite gemaak. Miskien is daar storms in jou lewe as gevolg van jou verkeerde besluitneming. Maar jy kan vanmôre na die Here toe gaan en sê, Here, ek weet ek het hierdie slaap in my lewe hier daai een kant gelê, maar ek wil hê jy moet beheer vat in hierdie oomblik want ek kan nie hierdie storm hanteer nie en Jesus sal die storm stil maak oor jou lewe in hierdie dag. Ek wil dit môre spreek en sê my broer en my suster, God is nog steeds in staat om die storms stil te maak. Glo jy dit in hierdie oggend? Maar daar's nog iets wat my vasgryp in hierdie skrifgedeelte. Dis vers 36. Daai is daar gedeelte wat Markus so terloop skrywe. Hy verwys nie eers weer daarvan nie. En toe ek dit lees, toe gryp dit my gees. Hy sê en daar was ook ander skuite by hulle. Sien jy dit? Staan daar geskrywe. Daar was ook ander bote. En ek sit en dink aan hierdie ander bote. En ek dink die disippels het Jesus in hulle boot gehad. En die volgende oomblik, toe oorval vrees hulle. Die volgende oomblik, toe word hulle doodsbang en het voel vir hulle of hulle wil vergaan. En ek dink vir 'n oomblik, hoe moes die ander ouens gevoel het? Jesus was nie eers in hulle boot nie. Hulle was alleen daai een kant. Jesus sit in daai boot. As hulle bang was, hoeveel te meer moes hierdie mense nie gewees het nie. En twee dinge gebeur in my gees. Die eerste een is dit. Ek dink, luister vir my, daar is soveel mense wat saam met jou werk, wat langs jou bly, wat rondom jou is. Jesus is nie deel van hulle lewens nie. Jesus is nie in hulle lewensboot nie. Dank die Here. Dis die eerste ding wat ons môre moet sê. Here, dankie dat ek U deel van my lewe gemaak het, dat U deel is van my lewensbootjie. Dankie daarvoor. Maar ek dink aan hulle wat U nie ken nie. Hoe moet hulle voel? As jy vreesbevange word in die middel van 'n storm, as jy in die middel van die nag wakker word en sweet uitslaan en jy voel jy nie kan asem kry nie van benoudheid oor jou lewensbootjie voller word en voller word en voller word en jy weet nie hoe om uit te kom nie. Hoe moet hulle voel? Wat nie God ken nie. En ek wil hê jy moet vermoor wil ek hierdie saad in jou gees los en sê, luister vir my broer en my suster, ek wil hê die Heilige Gees moet dit in jou gees plant, dat jy moet besef, dis juis in sulke tye wat jy moet uitreik, dis waarom God jou daar gesit het, om te sê, kan ek jou voorstel aan een, sy naam is Jesus, jy moet hom in jou boot kry, die oomblik as hy in jou boot is, kan hy opstaan en hy kan net die wind stil maak en hy kan vrede bring in jou binneste, en God se vrede kan in jou binneste kom. Dis jou verantwoordelikheid, en dis waarom die Here in baie mense se lewens, soveel van ons het na die Here toe gekom as gevolg van 'n storm. Is dit waar? God bring 'n storm en dan kom jy by God uit, sê Here help my, maar jy moet die een wees wat vir hy en sê, ek ken 'n man. Sy naam is Jesus. Hy kan die storm stil maak in jou lewe. Dis die eerste ding wat ek in jou gees wil los. Die tweede een is dit. Is interessant dat Markus in mensliker wys as 'n mens, as 'n disipel skryf hy verwys daarna dat daar anderskeid ook was en that's it. Hy noem dit nooit weer nie. Hy sê nie wat het van hulle geword nie, hy sê nie of hulle ook dit gemaak het nie, hy het 10-1, hy het niks gesê nie. Maar, dis interessant, wat my opgeval het met dit is, dat in ons mense is ons so selfsugtig. Ons dink net aan onsself. Ons dink aan ons kykie, as ons kykie oké is ons oké. Ons worry nie regtig oor die ander nie. Ons dink nie eens weer aan hulle nie. Maar, ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre, my broer en my suster. Ek verstaan, ons het storms. Ek verstaan, ons het almal storms en ons word vasgevang in storms in ons lewens. Maar ek wil jou vanmôre vat na mense wat se storm soveel erger is as joune. Jy dink jy het storms. Jy dink hierdie storm gaan jou laat onderkry. Jy dink jy weet nie hoe jy deur gaan kom nie. Jy weet nie hoe jy gaan oorleef nie. Jy weet nie hoe jy finansiëel deur gaan kom nie. Jy weet nie hoe jy huwelik dit gaan maak nie. Jy weet nie wat ook al jou storm is. Jy dink ek weet nie. Kan ek vir jy sê daar's mense wat baie erger storms as hulle het. As jy het, daar's amper 400, dis die nuutste statistieke. Amper 400 miljoen volgelinge van die Here Jesus. Jou broers en jou susters. Die woord van die Here sê, daar's net een liggaam. Ons is almal deel van die liggaam van die Here Jesus. Stem met my saam, sê nee of ja. Daar's net een liggaam.
1 Korintiërs 12 vers 26 sê, as een lid van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam. Jy kan nie vanmôre na my luister vir my, kind van God. My naam is Arnold, ek is jou vriend. Jy kan nie vanmôre na my luister en sê, Arnold, hier het niks met my uit te waai nie. Dis jou broer, as jy sê ek is 'n kind van God, is dit jou broers en jou susters. Meer as amper 400 miljoen van hulle oor 78 lande versprei, lewe in hoë vlakke van vervolging elke dag van hulle lewe, bloot vir die feit, omdat hulle sê, ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Voordat jy gaan slaap vanaand, het hulle 17 mense doodgemaak. Elke liewe dag. Die meeste van die tyd, ek bring gewoonlik, ek het nou met my motorfiets gekom, vanmôre is 'n bietjie moeilik, bring gewoonlik 'n machete mes saam. Die meeste van die tyd word hulle doodgekap met 'n machete mes, letterlik gebutcher. En ek dink, hoe moet hulle voel in daardie storm? Weet die disippels hardloop na Jesus toe, hulle maak hom wakker, hulle sê, Here, gee nie om, dat ons vergaan nie, gee nie om. En weet, ek was 28 jaar voltyds in die bediening, en die afgelope 6 jaar is ek nog steeds voltyds in die bediening, maar werk ek voltyds vir die vervolgde kerk, want ek was al die jare, deur die jare wat ek in die bediening was, het ek baie lande gaan besoek, het ek baie keer, en ek het baie vervolgde lande gaan besoek, en na 'n paar jaar het Geopen en Deur op my gesê, so 6 jaar gelede, kom werk, toe ek bietjie politiek gehad het met 'n kollega, toe sê hulle, kom werk saam met my, kom werk saam met ons, toe sê ek sal love om dit te doen, so die grootste, ek het nog nooit in my lewe groter vervulling gehad in die bediening, as die afgelope 6 jaar nie, dis my die grootste voorreg in die wêreld om ons vervolgde broers en susters te ondersteun, want ek ontmoet die mees amazingste, ongelooflikste, mees radikaalse mense, ek wil jou aan 1 of 2 van hulle voorstel vanmôre, maar ek dink aan die storm waarin hulle self bevind. Die disippels maak hulle wakker. Maak hom wakker, hulle sê, gee nie om dat ons vergaan nie. En ek het hierdie vraag vir myself so baie gevra, Here, gee nie om nie. Ek luister na die stories van vervolgde broers en susters. En ek sê baie keer, roep ek uit na God en sê ek, Here, gee nie om nie. Voel jy nie die pyn van 'n ma? Voel jy nie die pyn van 'n pa? Ek dink aan Susanna. Terwyl ek in Egipte was, so 4 jaar gelede, toe stel hulle my voor, vertel hulle my die storie van Susanna. Susanna is 'n 10-jarige ou dogtertjie. Haar pa het Jesus bonatuurlik op 'n radikale wyse ontmoet, vanuit 'n moslim agtergrond, en ek wil jy moet dit verstaan vanmôre, jy word nie sommer net 'n Christen as jy in 'n moslimland groot word nie. Dit kos jou alles wat jy het. Dit kos jou huis, dit kos jou land baie keer, dit kos jou broers, dit kos jou susters, dit kos jou ouers, dit kos jou alles wat jy het. Jy gaan jou werk verloor, jy gaan alles verloor. So jy word eenvoudig nie, jy gaan slaap nie vanaand 'n moslim en dan staan jy môreoggend 'n Christen op. Maak nie saak hoe wonderlik die ontmoeting wat jy met Jesus gehad het nie. Dit kos 'n enorme wroging in jou gees voordat jy uiteindelik sê, ek wil Jesus volg. Maar Susanna se pa het verlief geraak op Jesus. Hy het die liefling van sy siel geword. Hy het Jesus op amazing manier ontmoet. En hy kon dit nie vir homself hou nie. Jy sien, as jy werklik Jesus ontmoet het. Jesus het gesê wat die hart van vol is, loop jy mond van oor. Dat as jy sukkel, as dit nie uit jou uitborrel, as jy nie ander mense vertel van Jesus elke oomblik wat jy kry nie, dan moet jy vraagtekens sit op jou verhouding met die Here. Dis baie belangrik. Dis baie belangrik dat jy so verstaan. En hierdie man het so branding in sy hart gehad, en dat hy vir almal waar hy gegaan het, oral waar hy gegaan het, hy was gelukkig, hy was 'n suksesvolle besigheidsman. Hy was die meeste Christene in lande waar daar vervolging is, kry nooit in hulle lewe goeie werk nie, nooit nie. En die oomblik as hulle tot bekering kom, as hulle volgeling van Jesus word, dan verloor hulle werke. Hulle is die armste mense, die armes van die armes in al hierdie lande. Hierdie man was gelukkig, hy was 'n suksesvolle besigheidsman, en toe kom hy tot bekering. As gevolg van dit het hy invloed gehad, en hy het met baie mense gepraat, en hulle het hom begin afdreig en gesê, as jy nie ophou om vir ander mense van Jesus te vertel nie, gaan ons jou doodmaak. En terwyl hy deur die strate van Menia, die stad waarin hulle gebly het, ry, en sy vrou sit langs hom in die passasierssitplek, toe spring 'n ekstremistiese islamiet met 'n machete mes op die agterste sitplek, en hy sit hom langs teen Susanna se keel.
En ek dink hoe die lewensbootjie van daardie man en daardie vrou vol geword het in daardie oomblik. En ek probeer my gees indink wat 'n storm hulle self in bevind in daardie oomblik. En hierdie storm, hierdie bootjie word voller en voller en voller. En hulle roep uit na God en sê, Here, help ons. En die ekstremistiese man sê, ek gaan jy nou 'n geleentheid gee om die Shahida gebede te bid, om terug te draai na Allah toe, anders maak ons jou dood. As jy dit nie doen nie, maak ons jou kind dood. Kan jy jouself indink in daardie storm? Kan jy jouself indink, hoe voel 'n ma? Hoe jy nie jouself indink, as jy in die nag wakker skrik oor jy 'n paar rand dalk finansiële verknossing of een of ander probleem is, kan jy jouself indink, hoe voel daardie mense in daardie oomblik? Elke dag 17 gemiddeld. En sy vrou het na hom toe gedraai en gesê, ek smeek, jy sien, haar lewensbootjie het so vol geword. Dit het van gevoel het of sy wil verdrink en sy draai na haar man toe. Sy sê, ek smeek jou, moenie dat hulle my enigste kind doodmaak. Terwille van Jesus, was jy in so 'n storm? Sy het letterlik so vreesbevange geword, dat sy flou geword het. Sy lê uitgepaas op die passasierssitplek, langs haar man en hy maak oogkontak met die ekstremistiese terrorist en voordat hy kan praat, Susanna. Susanna sê, Daddy, niemand in hierdie lewe is belangriker as Jesus nie. As hy my nou doodmaak, dan is ek by Jesus. Moenie Jesus verloon terwille van my nie, maar ek dink aan die storm in daardie pa se gemoed. En hy maak ook kontak met die ekstremistiese terrorist en hy sê, hoe kan ek Jesus verloon na dit wat my kind nou gesê het? En oomblikke later het Susanna oë oopgemaak in die teenwoordigheid van Jesus. Maar ons broers en ons susters word letterlik afgeslag elke dag, bloot omdat hulle volgelinge van die Here Jesus is. Elke dag voordat jy gaan slaap vanaand, het hulle ten minste 16 mense tronk toegestuur in kommunistiese lande, omdat hulle volgelinge van Jesus is. Elke dag, môre gaan dit weer gebeur. Gemiddeld elke dag word 10 kerke aangeval, elke dag. Afgebrand, gebombardeer, van 'n afstand af gebombardeer, of terwyl hulle in die kerk besig is om kerk te hou, dan kom hulle maak eenvoudig die kerk se deur toe en steek dit aan die brand. Ons het in die noorde van Nigerië, het kollegas van my, ek was nog nie self daar nie, dit was net voor die lockdown tyd, ek het foto's gesien en die stories gehoor, die diensbesoek, die Sondagmôre, ons gaan besoek, dis deel van ons werk, ons gaan besoek vervolgde gelowiges in al die lande, ons hoor hulle stories, en dan kom ons terug en ek deel met u en met die kerk in Suid-Afrika die stories van wat ons beleef het, van ons broers en ons susters. Toe ons die Sondagmôre daar kom, toe is daar nie 'n dak nie, die dak is weggebrand, daar's nie mure nie, die mure is swart gebrand, daar's niks binne nie, hulle dra goed om op te sit, want die vorige Sondag, net 7 dae voor dit, in die middel van die erediens, toe kom die ekstremistiese terrorist, en in die middel van die diens toe blaas hy knoppie, hy skiet 29 gemeentelede die ewigheid in. Hoeveel mense sy selfs hier gewees het as daar incident verlede week in die kerk was? 10 elke dag. 110 volgelinge van die Here Jesus word elke liewe dag uit hulle huis uitgejaag. Hulle kom eenvoudig in die omgewing toe, dan sê hulle, as jy Christen uit, môre weer, gister het dit ook gebeur, 110 van jou broers en susters gaan elke dag, is daar 'n nuwe 110 wat sonder huis is, omdat hulle uit hulle huis uit weggejaag is. Gebeur elke dag. Kan jy jouself die storm indink? Skielik het ek nie 'n dak oor my hoof nie, skielik het ek nie my kinders, het ek nie 'n plek vir my kinders om te slaap nie, net omdat ek 'n volgeling van die Here, en ek roep uit na God en sê, Here, gee nie om nie. Luister, ek het baie goed geleer in al die jare deur die bediening, maar veral in die afgelope 6 jaar. Ek het
En jy weet, die woord van die Here sê, sal enigiets by God onmoontlik wees. Niks is vir God onmoontlik. God kan enigiets doen. Maar tog gryp God nie altyd in nie. Ek het getuienisse gehoor en het almal al stories gehoor van hoe die Here bonatuurlik ingegryp het. Hoe dat mense met 'n mes mense wou steek en hulle kon nie hulle hand afbring nie. Hoe dat 'n geweer se skoot afgegaan het en niks het gebeur nie. Die Here doen dit, maar en baie kere doen hy dit nie. En ek het by 'n kerk ingestap een Sondagmôre agter te staan 'n bordjie wat presies vasgevang het wat ek gevoel het in daai oomblik. Toe sê die bordjie min of meer, hy sê die volgende, hy sê, Lord, I don't understand you, but I trust you. I don't understand why God allows so many things. God is able. God can in one moment, but God does not always. Wat ek wel weet is dit. God sien nie dood soos wat u en ek dood sien nie. God sien nie pyn soos wat u en ek pyn sien nie. God sien nie verlies soos wat u en ek verlies sien nie. God sien dit uit 'n ander perspektief uit as u en ek. En daarom laat God baie keer baie goeders doen. Verkrachting, gemiddeld elke dag word 23 vrouens verkragt brood omdat hulle volgelinge van Jesus is. Ek wil begin land, ek wil vir julle nog een storie vertel, kan ek? Toe ISIS net begin het in massa om mense te vervolg, so 11 jaar gelede, 12 jaar gelede, ja, 2014, het hulle in massas het ISIS begin ontstaan en Boko Haram en Al-Qaeda en Al-Shabaab en al die groepe het vanuit dit uit ontstaan, maar het begin om in massas Christene te verloor. Hulle gaan eenvoudig na 'n omgewing toe, gewoonlik is dit in kleiner dorpies waar daar nie goeie polisieering is en so aan in die noorde van Cabo Delgado is dit verskriklik op hierdie stadium. Hoe hulle my broers en my susters doodmaak. En hulle gaan eenvoudig na omgewing toe en gee hulle vir hulle 4 keuses. Hulle gee vir hulle die eerste keuse is dit. Hulle sê vir hulle, jy moet nou, net hier, die Shahida gebede bid, draai terug, of draai na Allah toe, sê ek gaan nou van nou 'n moslim wees, of jy moet 'n Jazria belasting betaal, wat so astronomies hoog is, dat jy dit nie kan betaal nie, want Christen, ek het reeds vir die gesê, is die arme mense. Of jy moet voor donker vanaand uit jou land uit wees. Dis hoekom maar 110 elke dag gedwing word uit huis uit. Of ons maak jy nou dood. Dis jou enigste 4 keuses. En hulle het in die spesifieke ISIS is die Islamic State of Iraq en Syrië. En in Syrië spesifiek het hulle die strategie gehad. Hulle doen dit nog steeds, maar die meeste dae het veral aan die begin. Hulle vat 'n rooi blik spray. Dan spray hulle die Arabiese letter N, noon, die noon teken, dis so amper so sekelmaan met 'n kol in. Spray hulle 'n rooi noon teken op die huis van, hulle gaan na elke gebied toe, in daardie plekke adverteer hulle in die kerke soos hier met 'n kruis buitekant op nie. Jy wil nie hê, hulle moet weet dis 'n kerk nie. Dan sê hulle, daar's 'n kerk daar, daar's 'n Christen daar, daar's 'n Christen daar, die mense hou nie van hulle, die mense spoeg letterlik op die vrouens, op die Christen vrouens as hulle op die straat te loop. Hulle kyk neer op die Christen, hulle gee nie vir hulle werke nie. So hulle sê, daar's 'n Christen daar, daar's 'n Christen daar, dan spray hulle rooi letter spray, is 'n noon op elke huis, waar daar Christen is. Luister, as jy ooit in jou lewe in 'n storm ingestap en dan kom jy vanmiddag by die huis en jy sien 'n noon teken teen jou muur. Soos hulle in Engels sê, all hell breaks loose. En het voel vir jou, Here, nou moet jy my help. Het die vrou by die huis gekom. Sy het 'n noonteken teen haar muur gesien. Sy het haarself in die kamer toegesluit. Vir die volgende 3 dae het sy gevas en gebid. Sy het gesê, Here, ek vra u 2 dinge. Ek vra u in die eerste plek, gee my die moed. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Gee my die moed dat ek u nie sal verloor nie. In die tweede plek vra ek u, moenie dat hulle my verkrag nie. Want hulle verkrag gemiddeld 23 vrouens elke dag. Jou susters. Bloed. Wat hulle sê, I love you Jesus. Weet jy wat het gebeur? Ek het reeds vir jy gesê, ek verstaan nie goed nie, ek verstaan nie. Elke een van die ekstremistiese terroriste het al wreedaardig verkrag. Kan jy jouself die storm in dink? En die vrou se gees. Ek sê die storm wat jy het, maak nie saak hoe erg het is nie.
cannot compare. Ek wil hê jy moet vanmôre, wil ek jy vat, my broer en suster, luister vir my, as ander mense in ander skuite ook. God weet, hulle het Jesus nodig. En ek wil vanmôre hê jy moet vir 'n oomblik nie net aan hierdie skei dink nie. Ek wil ons moet vanmôre dink aan die ander skuite. Ek sê, Here, ek dink aan my broers en my susters reg oor die wêreld. Elke keer as ons hulle gaan besoek, dan sê ons vir hulle en vra ons hulle dieselfde vraag. En al die jare, 71 jaar hierdie jaar wat geopende deure bestaan. Deur al die jare wat ons mense gaan besoek het, ons hulle dieselfde vraag gevra, ons het nog elke keer dieselfde antwoord gekry. Elke keer sê ons, as ek teruggaan, wat sê ek vir jou broers en jou susters? Wat is julle grootste nood? Waarvoor kan hulle vir julle bid? Ons het nog nooit een gekry ooit wat gesê het, bid asseblief dat vervolging moet ophou, nog nooit nie. Elke keer sê hulle, vra asseblief, wanneer die storm so intens word, wanneer vrees ons oorweldig, soos die disippels oorweldig het, en hulle vrees bevang en na Jesus toe gehardloop het, vra asseblief die Here dat hy ons die krag sal gee, dat ons hom nie sal verloon nie, dat ons sal staan in ons geloof. Hierdie vrou het Jesus nie verloon nie. Hulle het haar wreedaardig verkrag en ons het haar gevat na 'n safe house toe en na weke en maande se berading en ondersteuning en just ontferming en liefde en toevou en het sy genoeg van haar menswees teruggekry dat sy haar getuienis kon deel. En sy het 'n powerful getuienis. Sy het voor haar gemeente kom staan. Sy het haar getuienis vertel en dit was so intens, luister vir my. Dit was so intens, die impak was so groot op die mense dat sy die volgende week dit by die volgende gemeente gaan vertel het en die week daarna by die volgende gemeente en die week daarna huidiglik gaan vertel, gaan sy nie net meer in Sirië nie, sy gaan reg oor die hele Midde-Ooste. En elke week dieselfde reaksie. Terwyl sy praat, begin die mense huil, hulle sit in die bank, hulle begin huil soos babas. Hulle skree, hulle kruip op hulle knieë vorentoe. Nou sê ek die liefling van my siel verloor, omdat vrees vir my te veel was. Omdat hulle gedreig het om my kind dood te maak, omdat hulle gedreig het om my dood te maak, het ek gedoen wat ek gedink het, ek gaan nooit doen nie. Kan Jesus my vergewe? Hulle kom uit 'n wêreld uit waar vergifnis nie verstaan word soos wat ons vergifnis verstaan nie. Hulle dink hulle het Jesus vir altyd verloon en hulle vra asseblief my broers, vra asseblief my susters. Hulle moet bid dat ons sal sterk staan en dis hoekom ek hier is. Om vir jou te vra, my broer, my suster. Luister vir my. Die woord van die Here sê, die vurige gebed, Jakobus 5 vers 16, van regverdige het 'n kragtige uitwerking. Die Amplify says, it makes tremendous power available. God gebruik jou gebede om my broers en my susters kragtig. Ons het dit gesing vanoggend, day and night and day, let incense arise. Weet jy wat die woord van die Here sê in Openbaring 5 en in Openbaring 8? Ons gebede word opgevang in goue wierookbakke. En saam met die gebede van die heiliges, saam met wierook word die gebede van die heiliges opgevang en word dit voor die troon van God uitgegiet. Jy het nog nooit in jou lewe gebed gebid wat maar net op die grond geval het nie. God hoor jou gebede en daarom is ek hier vanmôre, want God gebruik jou gebede en ek kan nie een getuienis op die ander en op die ander een vertel van mense wat bonatuurlik krag ontvang het van God in 'n oomblik. Wat hulle gedink het, hulle lewensbootjie gaan sink en God het hulle krag gegee en hulle het gesê dankie, want iemand het gebid. Nog een storie, kan ek nog een kort storie vertel? Dr. Livingstone, jy het al gehoor van hom, die eerste sendeling na Afrika was 'n dokter, mediese dokter in Skotland. Hulle het hom Afrika toe gestuur, het na Afrika begin sendingwerk doen en dit was 'n baie moeilike tyd. Daar was baie ouens wat hom probeer doodmaak het en een spesifieke leier, Afrika leier, stamleier wou hom doodmaak. Nou die boodskap gekry, ons weet hierdie goed want dit is opgeteken in sy dagboeke. Hy het dit neergeskryf. Hy skryf in sy dagboek, hierdie kaptein, ek het die boodskap gekry, die kaptein en sy mense gaan ons kom doodmaak vanaand.
in sy reisgeselskap wat almal saam is saam in die huis by mekaar, hulle roep God vas en hulle bid daai aand, niks gebeur nie, hulle wag, die mense kom nie. Seker 'n jaar daarna, toe bereik hy uiteindelik hierdie leier, hierdie kaptein, en hy lei hom na die Here toe. En die ou kom tot bekering, hy kom by Jesus uit. En hy sê, hy praat met hom die vraag, hy sê vir hom, ons het 'n boodskap gekry, julle gaan ons kom doodmaak. Nou kom het julle nie gekom nie. Hy sê, die kaptein sê, nee, maar jy's verkeerd, ons was daar. Ons wou julle doodmaak. Hy sê, maar toe ons by julle huis kom, by julle laar kom, toe staan daar 39 manne, enorme groot manne met wit klede, met swaarde, reg rondom die huis. Hy sê, dit was vir ons onmoontlik om in te kom, ons wou julle doodmaak. En Dr. Livingstone gaan terug na sy eie huis toe, in sy eie gemeente, sy stuurgemeente toe in Skotland. En hy staan op die kansel en hy vertel die storie. En 'n vrou kom na hom toe, sê, dokter, sê vir my, het jy die datum? Sy sê ja, hy sê ja, en hy sê, kyk in die dagboek. Sy gaan haal haar dagboek, sy sê, sien jy hier, het ek het in my dagboek geskrywe, dieselfde dag, dieselfde tyd. Sy sê, daardie môre, toe maak die Here my wakker. En die Here sê vir my, maak mense wakker, laat hulle kerk toe gaan nou, julle moet bid vir Dr. Livingstone en sy groep. Sy sê, ons het mense by die kerk by mekaar gekry. Sy sê, en daai aand was ons 39 mense by mekaar by die kerk. 39, een engel vir elke man. En God, luister, God gebruik jou gebede. As jy gevoel het, jy's nutteloos in die koninkryk, as jy gevoel het, jy moet jou bediening ontdek, jy moet jou bediening in hierdie gemeente uitleef, maar daar's nog 'n bediening, God roep jou as intercessor, kan jy dit doen? Kan jy verantwoordelikheid vat om te sê, Here, ek weet die Heilige Gees praat vanmôre met mense in die kerk, en luister vir my, kind van God, as jy vanmôre verantwoordelikheid kan vat en sê, ek is bereid om te bid en te sê, Here, ek bid dat jy my broer, my suster sal versterk, sodat in 'n oomblik van swakheid van hulle in 'n enorme storm is, julle sal krag gee. Wil jy nie net hierdie blaadjie oopmaak by die eerste bladsy, skryf net daar jou naam en jou van en jou e-posadres en jou selfoonnommer, of al twee is welkom. Maar as jy dit doen, dan sê jy vir my, Arnold, ek gaan na die tyd daar by die deur wees, bring vir my jou blaadjie terug, maak dit vir 'n oomblik met jou oogkontak, en sê vir my, jy kan reken op my gebede, die Heilige Gees het vandag vir my gesê, ek moet 'n intercessor wees vir die vervolgde kerk, en ek is bereid om gehoorsaam te wees, wanneer die Heilige Gees my sê om te bid. Nie elke dag 24 uur net bid vir die vervolgde kerk nie, nee. As die Heilige Gees my sê, bid nou, waarborg ek jou met 400 miljoen volgelinge van Jesus, versprei oor 78 lande, is daar iemand in daardie oomblik, wat jou gebede dringend nodig het. And God uses your prayers. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. It makes tremendous power avail. Sal dit nie wonderlik wees as jy eendag in ewigheid kom, en 'n man of 'n vrou kom na jou toe en sê, in daai oomblik het jou gebede my krag gegee. Dis soos 'n kroon wat jy sal ontvang eendag by die koning. Ek sê vir jou dankie. Dankie dat jy my toegelaat het met my hart vanmôre met jou te deel. Dankie dat die Heilige Gees môre in jou gees kon inpraat. Dis by verre die belangrikste ding wat jy kan doen. Jy kan sê, ek sal bid vir ons vervolgde broers en susters. As jy dit doen, gee my net na die tyd jou blaadjie terug asseblief. Verder, as jy my die petisie ook kan teken, wat ons kan indaan, dan sal ek dit waardeer. En daar's ander maniere ook hoe jy kan betrokke raak. Jy kan 'n vrywilliger word. Jy was 'n vrou in die gemeente vir jare, Bobby, baie van julle ken haar, sy was 'n vrywilliger vir Geopende Deure. Daar kan jy praat by plekke. Ons sal jou opleiding gee, ons kan jou leer. Ek is die enigste ou wat voltyds in die hele Kaap, is ek die enigste ou wat voltyds doen wat ek doen. Die res maak ons gebruik van vrywilligers. Hoe kan ek by al die kerke uitkom, is onmoontlik. Is onmoontlik. As jy sê, ek is bereid om, miskien kan een van julle dit tweede oorweeg om te sê, release my eenmal 'n maand. Ek wil gaan praat vir die vervolgde kerk. Bid daaroor, laat die Heilige Gees met julle praat. Miskien is iemand anderste. Dis 'n manier hoe jy ons broers en ons susters kan dien. Jy kan ook gee uit die aard van die saak. Ook Geopende Deure soek nie hierdie gemeente se tiende of offergawes nie. Maar as jy in jou hart voel, ek kan addisionele R50 vat. Net R50 maak 'n verskil. As 10 mense môre in hierdie kerk sê, ek is bereid om R50 'n maand te gee, dan help dit R500 'n maand vir die vervolgde kerk.
Dit sal geweldig help. En dan kan jy net aan die binnekantste blaadjie skryf vir debit order. En dit teken, as jy nie 'n bankbesonderhede het nie, ek sal dit later by jou kry, voltooi net die blaadjie en gee dit vir my. Dis manier hoe jy kan betrokke raak. Jy kan ook gaan. Ons vat reise, gebeur baie selde, glo my, dat daar incidente is wat in Nigeria gebeur het. Ons is nie Rambo of James Bond nie, ons probeer dit so veilig as moontlik hou. Miskien sê die Heilige Gees vir jou, I tell many stories, but you will never know if you don't go. It'll change your life forever. Maar daaroor, gaan besoek 'n vervolgde land saam met hoop en het Here. Sê jou lewe verander. Ek sê vir jou dankie, ekskuus. Ek weet ek is 'n bietjie langer, maar die Heilige Gees het môre met mense in die kerk gepraat. Ek wil 2 gebede bid. Ek wil bid vir jou storms. Ek wil môre geloofswoord in jou gees spreek. Ek wil bid dat die Here die storm sal stil maak oor jou lewe, dat die storm sal, die krisis sal dalk nog daar wees, maar dat die Here die storm sal kalmeer. En dat jy sal uitstap met lig in midde van die duisternis, en dat jy God se vrede sal ervaar. En dan wil ek ons met dit bid vir 'n oomblik vir ons broers en ons susters. Sal jy ons voorgaan, Pastor Emil, dan bid vir ons broers en ons susters. Bid dat die Here hulle sal sterk maak, en as hierdie gemeente net gereeld op geleentheid sal vat en sê, kom ons bid vir ons broers en ons susters. Hoe ook al die Heilige Gees op julle hart lê, daar's 50 lande wat die meeste vervolging beleef op ons wêreldwaarnemingslys, miskien 'n land bid in 'n maand of wat ook al die Here op julle hart lê. Ek sê môre, sê God weet, ek het 'n storm. Die Here weet, ek roep na God in die middel van die storm, wil ek jy moet staan vanmôre. Sal jy dit doen? Ek weet ons 5 minute dan so staan net, as jy môre God nodig het, en jy sê, Here, ek het 'n storm in my lewe, U alleen kan dit stil maak, dan wil ek jy moet nou staan. Ek wil nie lang uitnodiging uitrek nie, as jy God nodig het, staan. Sê, Here, ek roep na U in die middel van 'n storm, U weet, dit voel vir my of ek vergaan, dit voel vir my of dit my te veel word, ek kan nie meer nie. Gee nie om nie. Het ek nie 'n plek vir my kinders om te slaap nie, net omdat ek 'n volgeling van die Here, en ek roep uit na God en sê, Here, gee nie om nie. Luister, ek het baie goed geleer in al die jare deur die bediening, maar veral in die afgelope 6 jaar. En jy weet, die woord van die Here sê, sal enigiets by God onmoontlik wees. Niks is vir God onmoontlik. God kan enigiets doen. Maar tog gryp God nie altyd in nie. Ek het getuienisse gehoor en het almal al stories gehoor van hoe die Here bonatuurlik ingegryp het. Hoe dat mense met 'n mes mense wou steek en hulle kon nie hulle hand afbring nie. Hoe dat 'n geweer se skoot afgegaan het en niks het gebeur nie. Die Here doen dit, maar en baie kere doen hy dit nie. En ek het by 'n kerk ingestap een Sondagmôre agter te staan 'n bordjie wat presies vasgevang het wat ek gevoel het in daai oomblik. Toe sê die bordjie min of meer, hy sê die volgende, hy sê, Lord, I don't understand you, but I trust you. I don't understand why God allows so many things. God is able. God can in one moment, but God does not always. Wat ek wel weet is dit. God sien nie dood soos wat u en ek dood sien nie. God sien nie pyn soos wat u en ek pyn sien nie. God sien nie verlies soos wat u en ek verlies sien nie. God sien dit uit 'n ander perspektief uit as u en ek. En daarom laat God baie keer baie goeders doen. Verkrachting, gemiddeld elke dag word 23 vrouens verkragt brood omdat hulle volgelinge van Jesus is. Ek wil begin land, ek wil vir julle nog een storie vertel, kan ek? Toe ISIS net begin het in massa om mense te vervolg, so 11 jaar gelede, 12 jaar gelede, 2014, het hulle in massas, het ISIS begin ontstaan, en Boko Haram, en Al-Qaeda, en Al-Shabaab, en al die groepe het vanuit dit uit ontstaan, maar het begin om in massas Christene te verloor. Hulle gaan eenvoudig na omgewing toe, gewoonlik is dit in kleiner dorpies, waar daar nie goeie polisieering is, en so aan in die noorde van Cabo Delgado is dit verskriklik op hierdie stadium, hoe hulle my broers en my susters doodmaak. Hulle gaan eenvoudig na omgewing toe, en gee hulle vir hulle 4 keuses. Hulle gee vir hulle die eerste keuse is dit. Hulle sê vir hulle, jy moet nou, net hier, die Shahida gebede bid
draai terug, of draai na Allah toe, sê ek gaan nou van nou 'n moslim wees, of jy moet 'n jazria belasting betaal, wat so astronomies hoog is, dat jy dit nie kan betaal nie, want Christen, ek het reeds vir jy gesê, is die arme mense. Of jy moet voor donker vanaand uit jou land uit wees, dis hoekom maar 110 elke dag gedwing word uit huis uit. Of ons maak jy nou dood, dis jou enigste 4 keuses. Hulle het in die spesifieke, ISIS is die Islamic State of Iraq en Syrië. En in Syrië spesifiek het hulle die strategie gehad, hulle doen dit nog steeds, maar die meeste dae het veral aan die begin, hulle vat 'n rooi blik spray. Dan spray hulle die Arabiese letter N, noon, die noon teken, dis so amper so sekelmaan met 'n kol in. Spray hulle 'n rooi noon teken op die huis van, hulle gaan na elke gebied toe, in daardie plekke adverteer hulle nie kerke soos hier met 'n kruis aan buitekant op nie. Jy wil nie hê hulle moet weet dis 'n kerk nie. Dan sê hulle, daar's 'n kerk daar, daar's 'n Christen daar, daar's 'n Christen daar. Die mense hou nie van hulle, die mense spoeg letterlik op die vrouens, op die Christen vrouens as hulle op die straat te loop. Hulle kyk neer op die Christen, hulle gee nie vir hulle werke nie. So hulle sê, daar's 'n Christen daar, daar's 'n Christen daar, dan spray hulle rooi letter spray, is 'n noon op elke huis, waar daar Christen is. Luister, as jy ooit in jou lewe in 'n storm ingestap en dan kom jy vanmiddag by die huis en jy sien 'n noon teken teen jou muur. Soos hulle in Engels sê, all hell breaks loose. En dit voel vir jou, Here, nou moet jy my help. En die vrou by die huis gekom. Sy het 'n noon teken teen haar muur gesien. Sy het haarself in die kamer toegesluit. Vir die volgende 3 dae het sy gevas en gebid. Sy het gesê, Here, ek vra u 2 dinge, ek vra jy in die eerste plek. Gee my die moed, maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat gebeur nie, gee my die moed dat ek u nie sal verloor nie. In die tweede plek vra ek u, moenie dat hulle my verkrag nie. Want hulle verkrag gemiddeld 23 vrouens elke dag. Jou susters. Bloot wat hulle sê, I love you Jesus. Weet jy wat het gebeur? Ek het reeds vir jy gesê, ek verstaan nie goed nie, ek verstaan nie. Elke een van die ekstremistische terroriste het al wreedaardig verkrag. Kan jy jouself die storm in dink? En die vrou se gees. Ek sê die storm wat jy het, maak nie saak hoe erg het is nie. You cannot compare. Ek wil jy moet vermoorde, wil ek jy vat, my broer en suster luister vir my, as ander mense en ander skuite ook. God weet, hulle het Jesus nodig. En ek wil vermoorde, jy moet vir 'n oomblik nie net aan die skuit dink nie. Maar ons moet vermoorde dink aan die ander skuite. Ek sê, Heer, ek dink aan my broers en my susters reg oor die wêreld. Elke keer as ons hulle gaan besoek, dan sê ons vir hulle in Frans hulle dieselfde vraag, en al die jare, 71 jaar hierdie jaar wat geopende deure bestaan, deur al die jare wat ons mense gaan besoek het ons hulle dieselfde vraag gevra, ons het nog elke keer dieselfde antwoord gekry. Elke keer sê ons, as ek teruggaan, wat sê ek vir jou broers en jou susters? Wat is julle grootste nood? Waarvoor kan hulle vir julle bid? Ons het nog nooit een gekry ooit wat gesê het, bid asseblief dat vervolging moet ophou, nog nooit nie. Elke keer sê hulle, vra asseblief, wanneer die storm so intens word, wanneer vrees ons oorweldig, soos die discipels oorweldig het, en hulle vrees bevange na Jesus toe gehardloop het, vra asseblief die Here dat hy ons die krag sal gee, dat ons hom nie sal verloon nie, dat ons sal staan in ons geloof. Hierdie vrou het Jesus nie verloon nie. Hulle het al wreedaardig verkrag en ons het haar gevat na safe house toe en na weke en maande se berading en ondersteuning en just ontferming en liefde en toevou en het sy genoeg van haar menswees teruggekry dat sy haar getuienis kon deel. En sy het 'n powerful getuienis. Sy het voor haar gemeente kom staan. Sy het haar getuienis vertel en dit was so intens, luister vir my. Dit was so intens, die impak was so groot op
op die mense dat sy die volgende week dit by die volgende gemeente gaan vertel het, en die week daarna by die volgende gemeente, en die week daarna, huidiglik gaan vertel, gaan sy nie net meer in Syrië nie, sy gaan reg oor die hele Midde-Ooste. En elke week dieselfde reaksie, terwyl sy praat, begin die mense huil, hulle sit in die bank, hulle begin huil, soos babas. Hulle skree, hulle kruip op hulle knieë vorentoe. Hulle sê ek het die liefling van my siel verloor, omdat vrees vir my te veel was. Omdat hulle gedreig het om my kind dood te maak, omdat hulle gedreig het om my dood te maak, het ek gedoen wat ek gedink het, ek gaan nooit doen nie. Kan Jesus my vergewe? Hulle kom uit 'n wêreld uit waar vergifnis nie verstaan word soos wat ons vergifnis verstaan nie. Hulle dink hulle het Jesus vir altyd verloon, en hulle vra asseblief my broers, vra asseblief my susters. Hulle moet bid dat ons sal sterk staan, en dis hoekom ek hier is. Om vir jou te vra, my broer, my suster. Luister vir my. Die woord van die Here sê, die vurige gebed, Jakobus 5 vers 16, van regverdige, het 'n kragtige uitwerking. Die Amplify says, it makes tremendous power available. God gebruik jou gebede om my broers en my susters kragtig. Ons het dit gesing vanoggend, day and night and day, let incense arise. Weet jy wat die woord van die Here sê in Openbaring 5 en in Openbaring 8? Ons gebede word opgevang in goue wierookbakke. En saam met die gebede van die heiliges, saam met wierook word die gebede van die heiliges opgevang en word dit voor die troon van God uitgegiet. Jy het nog nooit in jou lewe 'n gebed gebid wat maar net op die grond geval het nie. God hoor jou gebede, en daarom is ek hier vanmôre, want God gebruik jou gebede, en ek kan die een getuienis op die ander en op die ander een vertel van mense wat bonatuurlik krag ontvang het van God in 'n oomblik, wat hulle gedink het hulle lewensbootjie gaan sink, en God het hulle krag gegee en hulle het gesê dankie, want iemand het gebid. Nog een storie, kan ek nog een kort storie vertel? Dr. Livingston, jy almal het al gehoor van hom. Die eerste sendeling na Afrika was 'n dokter, mediese dokter in Skotland. Hulle het hom Afrika toe gestuur, uit na Afrika begin sendingwerk doen, en dit was 'n baie moeilike tyd. Daar was baie ouens wat hom probeer doodmaak het, en die een spesifieke leier, Afrika leier, stamleier, wou hom doodmaak. Nou die boodskap gekry, ons weet hierdie goed, want dit is opgeteken in sy dagboeke. Hy het dit neergeskryf. Hy skryf in sy dagboek, hierdie kaptein, ek het die boodskap gekry, die kaptein en sy mense gaan ons kom doodmaak vanaand. In sy reisgeselskap wat almal saam is, saam in die huis by mekaar, hulle roep God vas en hulle bid daai aand, niks gebeur nie, hulle wag, die mense kom nie. Seker 'n jaar daarna, toe bereik hy eintlik hierdie leier, hierdie kaptein, en hy lei hom na die Here toe. En die ou kom tot bekering, hy kom by Jesus uit. En hy sê, hy praat met hom die vraag, hy sê vir hom, ons het 'n boodskap gekry, julle gaan ons kom doodmaak. Nou kom het julle nie gekom nie. Hy sê, die kaptein sê, nee, maar jy is verkeerd, ons was daar. Ons wou julle doodmaak. Hy sê, maar toe ons by julle huis kom, by julle laar kom, toe staan daar 39 manne. Enorme groot manne met wit klere, met swaarde, reg rondom die huis. Hy sê, dit was vir ons onmoontlik om in te kom, ons wou julle doodmaak. En Dr. Livingston gaan terug na sy eie huis toe, sy eie gemeente, sy stuurgemeente toe in Skotland. En hy staan op die kansel en hy vertel die storie. En 'n vrou kom na hom toe, sê, dokter, sê vir my, het jy die datum? Sy sê ja, hy sê ja, en hy sê, kyk in die dagboek. Sy gaan al haar dagboek, sy sê, sien jy hier, het ek het in my dagboek geskrywe, dieselfde dag, dieselfde tyd. Sy sê, daardie môre, toe maak die Here my wakker. En die Here sê vir my, maak mense wakker, laat hulle kerk toe gaan nou, julle moet bid vir Dr. Livingston en sy groep. Sy sê, ons het mense by die kerk by mekaar gekry. Sy sê, en daai aand was ons 39 mense by mekaar by die kerk. 39, een engel vir elke man. En God, luister, God gebruik jou gebede. As jy gevoel het, jy's nutteloos in die koninkryk, as jy gevoel het, jy moet jou bediening ontdek, jy moet jou bediening in hierdie gemeente uitleef, maar daar's nog 'n bediening, God roep jou as intercessor, kan jy dit doen? Kan jy verantwoordelikheid vat om te sê, Here, ek weet die Heilige Gees praat vanmôre met mense in die kerk, en luister vir my, kind van God,
As jy môre verantwoordelikheid kan vat en sê, ek is bereid om te bid. Ek is bereid om te bid en te sê, Here, ek bid dat jy my broer, my suster sal versterk. Sodat in 'n oomblik van swakheid van hulle in 'n enorme storm is. Julle sal krag gee. Wil jy nie net die blaadjie oopmaak by die eerste bladsy? Skryf net daar jou naam en jou van en jou e-posadres en jou of jou selfoonnommer of al twee is welkom. Maar as jy dit doen, dan sê jy vir my, Arnold, ek gaan na die tyd daar by die deur wees. Bring vir my jou blaadjie terug. Maak dit vir 'n oomblik met 'n oogkontak en sê vir my, jy kan reken op my gebede. Die Heilige Gees het vandag vir my gesê ek moet 'n intercessor wees vir die vervolgde kerk en ek is bereid om gehoorsaam te wees wanneer die Heilige Gees my sê om te bid. Nie elke dag 24 uur uit 24 uur net bid vir die vervolgde kerk nie. Nee, as die Heilige Gees my sê bid nou, waarborg ek jou met 400 miljoen volgelinge van Jesus versprei oor 78 lande, is daar iemand in daardie oomblik wat jou gebede dringend nodig het. And God uses your prayers. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. It makes tremendous power available. Sal dit nie wonderlik wees as jy eendag in ewigheid kom en 'n man of 'n vrou kom na jou toe en sê, in daai oomblik het jou gebede my krag gegee. Dis soos 'n kroon wat jy sal ontvang eendag by die koning. Ek sê vir jou dankie. Dankie dat jy my toegelaat het met my hart uit vanmôre met jou te deel. Dankie dat die Heilige Gees môre in jou gees kon inpraat. Dis by verre die belangrikste ding wat jy kan doen. Jy kan sê ek sal bid vir ons vervolgde broers en susters. As jy dit doen, gee my net na die tyd jou blaadjie terug asseblief. Verder as jy my die petisie ook kan teken wat ons kan indaan, dan sal ek dit waardeer. En daar's ander maniere ook hoe jy kan betrokke raak. Jy kan 'n vrywilliger word. Jy was 'n vrou in die gemeente vir jare, Bobby, baie van julle ken haar, sy was 'n vrywilliger vir Geopende Deure. Daar kan jy praat by plekke. Ons sal jy opleiding gee, ons kan jou leer. Ek is die enigste ou wat voltyds in die hele Kaap. Ek die enigste ou wat voltyds doen wat ek doen. Die res maak ons gebruik van vrywilligers. Hoe kan ek by al die kerke uitkom is onmoontlik. Is onmoontlik. As jy sê ek is bereid om, miskien kan een van julle dit tweede oorweeg om te sê, release my eenmal 'n maand. Ek wil gaan praat vir die vervolgde kerk. Bid daaroor, laat die Heilige Gees met julle praat. Miskien is iemand anderste. Dis 'n manier hoe jy ons broers en ons susters kan dien. Jy kan ook gee uit die aard van die saak. Ook Geopende Deure soek nie hierdie gemeente se tiende of offergawes nie. Maar as jy in jou hart voel, ek kan 'n addisionele R50 vat. Net R50 maak 'n verskil. As 10 mense môre in die kerk sê ek is bereid om R50 'n maand te gee, dan help dit R500 'n maand vir die vervolgde kerk. Dit sal geweldig help. En dan kan jy net aan die binnekantste blaadjie skryf vir debiet order en dit teken as jy nie op bankbesonderhede het nie. Ek sal dit later by jou kry. Voltooi net die blaadjie en gee dit vir my. Dis 'n manier hoe jy kan betrokke raak. Jy kan ook gaan. Ons vat reise, gebeur baie selde, glo my, dat daar insident is wat in Nigeria gebeur het. Ons is nie Rambo of James Bond nie, ons probeer dit so veilig as moontlik hou. Miskien sê die Heilige Gees vir jou, I tell many stories, but you will never know if you don't go. It'll change your life forever. Bid daaroor. Gaan besoek 'n vervolgde land saam met Geopende Deure. Sê jou lewe verander. Ek sê vir jou dankie, ekskuus. Ek weet ek is 'n bietjie langer, maar die Heilige Gees het môre met mense in die kerk gepraat. Ek wil 2 gebede bid. Ek wil bid vir jou storms. Ek wil môre geloofswoord in jou gees spreek. Ek wil bid dat die Here die storm sal stil maak oor jou lewe, dat die storm sal die krisis sal dalk nog daar wees, maar dat die Here die storm sal kalmeer. En dat jy sal uitstap met lig in midde van die duisternis, en dat jy God se vrede sal ervaar. En dan wil ek ons met dit bid vir 'n oomblik vir ons broers en ons susters. Sal jy ons voorgaan, Pastor Emil, dan bid vir ons broers en ons susters. Bid dat die Here hulle sal sterk maak, en as hierdie gemeente net gereeld op geleentheid sal vat en sê, kom ons bid vir ons broers en ons susters. Hoe ook al die Heilige Gees op julle hart lê, daar's 50 lande wat die meeste vervolging beleef op ons wêreldwaarnemingslys, miskien 'n land bid in 'n maand of wat ook al, hoe ook al die Here op julle hart lê. Sê môre sê, God weet, ek het 'n storm. Die Here weet, ek roep na God in die middel van die storm, wil ek jy moet staan vanmôre. Sal jy dit doen? Ek weet ons in 5 minute dan ons staan net, as jy vanmôre God nodig het, en jy sê, Here, ek het 'n storm in my lewe, U alleen kan dit stil maak, dan wil ek jy moet nou staan. Ek wil nie lang uitnodiging uitrek nie, as jy God nodig het, staan. Sê, Here,
Ek roep na U in die middel van 'n storm, U weet. Dit voel vir my of ek vergaan, dit voel vir my of dit my te veel word, ek kan nie meer nie. Gee nie om nie. Ek wil jy wat sit, moet net opstaan en miskien met die Heilige Gees op jou hart lê, nou iemand anders toe te gaan, maar andersins net die persoon naby jou, lê net jou hand op mense. Here, die Gees is in die plek, môre. En ek wil môre net 'n woord spreek. Almal staan net by iemand, sit net jou hand op hulle. Ek wil binne die Gees van God môre. Dat hulle in die Gees sal sien hoe dat U net voor hulle staan en 'n geloofswoord spreek en sê, wees stil. Dat U môre die storm in hulle Gees sal stil maak. Dat hulle die vrede van God in hulle Gees sal ervaar, dat hulle die lig van God sal sien deurbreek in hulle lewe te midde van 'n storm. Dat hulle oorwinning sal gee. Ek spreek dit nou, Here. Just a word of faith. Peace. Be still. Dankie dat U die meester is van die storm. Dankie dat U nou storms genees. Storms stil maak. In Jesus naam. Amen. Thank you, Jesus. Pastor Emilia gaan vir ons bid. Ek wil, kom ons staan almal as gemeente. Ek doen dit nooit nie, maar kan ons môre hande vat oor die gebou? Kan ons, ek wil met empatie in jou hart, jou broers en jou susters wat baie groter storms as jy beleef, baie keer daagliks. Sê Here, ons bring hulle na U toe. Bring hulle na U toe. So ons kan voorgaan, Pastor Emilia, ek sal dit baie waardeer. Vader, terwyl Pastor Arnold praat, toe dink ek, wat moet die Here nog doen, sodat sy volk waarlik onvoorwaardelik na U toe sal terugdraai, want ons het dit so gemaklik in die gemeente, ons het dit so gemaklik in hierdie dorp, ons het dit so gemaklik in Suid-Afrika, terwyl daar broers is, soos wat ons gehoor het, en susters wat in dieselfde bloed gewas is, as ons, Here, wat daagliks sterwe vir die evangelie, en hier het ons 'n vrye toegang, Here, om Sondag, wherever ons ook al aanbid, Here, te kan kom, sonder om bang te wees, dat ons enigstens sal uitgemoor word, of van ons families doodgemaak word. Ek wil sê, Here, vergewe ons vanmôre, vir ons laksheid, Here, begin sommer hier by hierdie huis, in die naam van Jesus, wil ek bid dat die manne en vroue sal oprig, dat die manne en vroue sal, Here, dat U deur die Heilige Gees 'n vuur aan die brand sal steek, dat ons sal uitgaan, en Here, dat ons U aangesig sal soek, vir ons dierbares, ons geliefdes, wat daagliks sterf in vervolgde lande. Here, ons is self, wat daagliks sterf in vervolgde lande. Here, ons is self geconnect met Pastor Joseph in Pakistan, wat elke môre na sy Bybelskool toe gaan, en vir my sê, Pastor, I don't know if I will be back home tonight. When I go out, I greet my family as it is the last time. Here, ek bid vanmôre dat U in ons harte sal werk. Here, dat die mense sal oprig om 'n bedienstig aan te kom en U aangesig te kan kom soek, Here. Ons kan nie almal Indië en Pakistan en daardie lande toe gaan nie, maar almal van ons kan bid. Almal kan intree. Daarom lig ons vanmôre. Here, we want to raise up a banner for our brothers and sisters in the countries that they are persecuted. Here, ek bid vanmôre dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm, dat hulle geloof in U nooit sal ophou in die Vader God, en dat U werklik waar in die tyd U self aan mense sal openbaar, en ons wat aan hierdie kant is, Here, dat ons U aangesig sal soek, dat ons sal intree, dat ons sal veg vir ons broers, veg vir ons susters, dat hulle die geloof sal behou. Bid vanmôre vir Pastor Arnold, Here, en al die werkers wat uitgestuur word, Vader God, om dit net weer mense toe kom wakker skud, Here, wat geestelik aan die slaap is, dat U hom sal seën, en ons dankie vir projek geopende
oopgaande deure, dat U goddelik, bonatuurlik sal voorsien, tot lof en tot eer van U kosbare naam. Seën hom ook op sy pad terug, en al die gemeentes wat hy nog in hierdie jaar by sal bedien, dat U werklik waar sal voorsien. En Here, dankie, dat U steeds storms stil maak. Peace, be still. Ons loof U, ons eer en ons prys U vanmôre.